uitstap vandag, gaan U in oorwinning wees. En gaan U met die Here ontmoet in hierdie oggend. Ons is hier saam om met Hom te kom ontmoet. Ons het saam gekom om Sy naam groot te maak en te verheerlik. En wat ek wil hier uitnooi om sommer hier so van die begin af werklik in te klim en deel te hê in die lofsang en aanbidding. Hier van vanmôre 'n uitnodiging na kom om net nog nader aan die Here te kom. En ek wil hier nooi, kom ons doen dit sommer van die eerste oomblik af. Ek kan agterkom, U is lus om te sing, U is lus om die naam van die Here groot te maak. En ek wil U net nooi, kom en word deel vanmôre en ontvang wat die Here vir U wil gee. In lofsang en aanbidding, in die woord. En dit is hy alles wat hy wil doen vanmôre. Kom ons word net deel van dit. Ons laat toe dat die Heilige Gees ons kom versterk en ons krag en aanloop die galery sit 'n hele klomp mense. Op die Here se hierdie bank. Ken van die baie welkom. Ons dankbaar. Here saam ons hier. Word deel van ons. Word deel van dit wat die Heilige Gees môre vir julle ook wil doen. Ons gee sommer net oor aan die begin. Ek wil U nooi om saam met ons te staan. Net so vir 'n oomblik stil te raak voor die Here. Net so vir 'n oomblik Uself toe te bring. Sê Here vanmôre, wil ek kom. Ek wil soos Dawid ons sê, loof die Here oor my siel en alles wat binne my is. Loof Sy heilige naam. Amen. Ek wil soos Dawid kom en ek wil voor U kom buig en U naam groot maak en verheerlik. My loflied, Here, vanmôre tot U gaan en ons werklik leef tot in U voorhoewe waar ons U teenwoordigheid gaan ervaar, waar ons U krag en U heerlikheid gaan ervaar. En Heilige Gees, ons gebed is in hierdie oggend dat U op 'n besonderse wyse deur hierdie plek sal waai vandag, dat U ons elkeen sal kom aanraak. Here, elkeen wat ingekom het met 'n behoefte, dat U net 'n arm om daardie persoon sal slaan in hierdie oggend en ons sal aanraak en sal oprig en sal oplig is ons gebed in die kosbare naam. Wil U voortleef, wil U beweeg op U eie wyse vanmôre en ons wil U net kom loof in lofsang en aanbidding in die kosbare naam. Amen. Amen. Ons eerste woord die nooi ons sommer saam in die presence ons beweeg in die teenwoordigheid van die Here. Come into His presence with thanksgiving in your heart. Glory and honor and power unto
All
make us die seele van Vader, make us die seele van Halleluja, ons wil die brood op, ons wil het vermaak, ons hart met je. Halleluja, 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 halleluja. Ik wil die vrouw net zo doen, zo te blijven staan. En over die, en zo deze burger vermoorden, waar we ons aan zelfs, dan gaan ons het zin daarna naar het woord van de Heer te gaan. De dag voor de Geest op mijn hart geleerd. Wanneer je bij je makkelijk was, moeilijk was om de diepte daarvan bij elkaar te krijgen, achter elkaar te zetten, zodat het zin zal maken. Maar Mozes is een gesprek met de Heer daar in de woestijn op de berg. En hij vraagt een paar goed van de Heer. De Heer heeft hem opdracht gegeven om mijn volk weg te trekken van waar hij is. En Mozes vraagt van de Heer in dit gesprek: Heer, moet ons alsjeblieft niet dat trekken als u niet zal gaan. En vrouw, wie zei, ik geef je die opdracht. Maar wie gaat samen om mij te helpen met dit? En Heer, kom Mozes zijn verzoek tegemoet. Dan vraagt de Heer van Mozes, Exodus 33, of Mozes vraagt van de Heer, en vers 33 van Exodus, vers 18, hier die een bijzonder verzoek: laat mij toch ieder zien. Heer, voor ons trekken. Laat mij net die heerlijkheid zien. En die Heer antwoord Mozes: ik zal mijn majesteit bij jou laten voorbijgaan. Ik voer jou die naam van die Heer uitroep, maar ik zal genadig wees voor wie ik genadig wil wees, en mij ontfermen voor wie ik mij wil ontfermen. Verder heeft de Heer gezegd: je kan mijn aangezicht niet zien, want geen mens kan mij zien en blij lewe nie. Ook heeft de Heer gezegd: kijk, hier is een plek bij mij waar je op de rots kan gaan staan. En als mijn heerlijkheid voorbij gaat, zal ik jou in die scheur van die rots stel en jou met mijn hand overdek totdat ik voorbij ga. Hier is een plek bij mij op die rots waar je kan staan. Maar als mijn heerlijkheid bij jou voorbij gaat, ga ik jou in die scheur van die rots plaatsen en mijn hand oor jou sit. Totdat my heerlijkheid voorbij gegaan het. Staan so saam met ons. Kom ons sing en aanbidding. 'n gedeelte van dit wat ons vanmorgen gelees het. Oh,
die skeur in die rots, waar ons kan skuil, en waar ons oorskakel word deur die liefde aan. Here, ons gebed is nou dat U die woord wat tot ons kom, in ons harte sal kom sien, dat U ons geopende ore sal gee, dat U ons geestelike oë sal open ook en ons laat verstaan, dit wat U vanmôre met ons wil deel, is ons gebed in die kosbare naam. Ek wil bid vir elkeen wat hier ingekom het vanmôre, elkeen dalk met 'n behoefte. Here, dat deur die bediening van die woord en dit wat U vanmôre met ons wil deel, ons werklik ontvanklik sal word en dat wanneer ons vir mekaar gaan bid, U Gees werklik oor ons gaan beweeg en vir ons wonderwerke wil doen in die kosbare naam. Amen. By ons musiekspan opgewonde toe ons weet maar van die woord waar ons weet die skriflesing gedoen het. Die sê baie jare gelede ook in hierdie gedeelte gepreek en Heilige Gees het my 'n boodskap gegee oor dit, maar dit is asof die Heilige Gees vanmôre in die week vir my so 'n volgboodskap gegee het, so ietsie dieper in die waarheid van hierdie gedagte gevat het. En ek wil die vra om net so die volgende paar minute werklik die aandag saam met my bevestig op dit wat die woord vir ons beleef vanmôre en net die aandag hier te hou. Soos ek gesê het, hier is 'n paar geestelike diep waarhede hierin waarvan ons moet kennis neem in die dag waarin ons is en wat ons moet inneem en besef wat die Here werklik vir ons wil doen. Dis die wil van God dat sy kinders veilig sal voel. Ook geestelik veilig sal voel en nie in 'n vrees lewe nie. Ons as mens is geskep om geborgen te voel. Geborgen beteken om op 'n plek te wees waar ons voel ons is in 'n totale, algehele beskerming. Nie net wat ons fisiese lewe aanbetref, wat ons liggaam aanbetref, maar dit wat ons emosies, ons denke en ons gees ook aanbetref. 'n Plek waar ons so geborgen voel, dat ons voel ons word totaal beskerm. 'n Plek waar ons selfverseker en vrymoedig kan voel. En dit is deel van ons geestelike DNA as wedergebore kinders van die Here om op so 'n plek te wees en in so 'n plek te leef elke dag van ons lewens. Dat U kan saam met my stem vanmôre dat ons voel nie elke dag daar nie. Ons voel nie elke dag dat ons is in daardie plek van geborgenheid nie. Want die lewe het soveel wat dit tot ons bring, wat ons aftrek en uittrek en daardie geborgenheid en daardie oomblikke uit. En die sleutel van 'n veilige, geborgde lewe is om te weet wie jy in Christus is. Om werklik sy liefde vir jou te voel. Om jou waarde te besef. Jou waarde wat jy voor die Here is. Wie jy in Hom is en nie in wat jy doen en wat jy bereik nie. Die sleutel is om te besef wat die Here van jou dink en wat jou waarde is. Volgens Jesaja 54 vers 17 is sekuriteit. En ek wil nou sê geestelike sekuriteit 'n deel van ons erfenis van God. Weet jy wie van die daardie vers kan herinner volgens nie? Elke wapen, en nou weet jy meer waaroor Jesaja praat. Elke wapen wat teen jou gesmee word,
sal niks uitrig nie. En elke tong wat in jou opstaan, in die gereg sal jy dit weer lê. En hoor nou wat sê Jesaja. Hy sê dat geen wapen wat teen ons kom, sal enigiets kan uitrig word nie. En enige tong wat teen ons wil kom getuig, sal opstaan nie. En hy sê, want dit is die erfdeel van die knegte van die Here. En hulle geregtigheid wat uit my is, spreek die Here. En dis die Jesaja wat dit sê, en dis die Here self, wat dit by monde van sy profeet aan sy kinders en sy mense bring, en sê, maar ons is 'n erfdeel in Christus, en dis 'n geestelike sekuriteit, waarin ek en u vandag kan leef, en van dag tot dag kan leef, my broer en suster. En as mens het ons 'n behoefte aan hierdie tipe veiligheid. As mens het ons 'n behoefte aan hierdie tipe sekuriteit, want daar gebeur soveel dinge in die lewe wat ons soms wil laat twyfel in onsself. Weet jy wie van julle daar was nie? Wat jou soms wil laat twyfel in jou eie verhouding met die Here. Plekke waar die lewe jou bring, wat jou wil aftrek en jou laat voel, jy beteken absoluut niks in hierdie lewe nie. En hierdie lewe maak nie vir jou sin nie. En dan het ons net weer so 'n oomblik nodig, waar ons 'n bietjie meer van die Here moet ondervind. Waar ons net so bietjie meer sy aanraking moet ervaar. Laat die aanraking wat so echt en so reg voel. Laat die aanraking waarvan die Jode gesê, to get a touch from the Lord is so good. If you draw nigh to Him, He will draw nigh to you. En ons gaan dit sien nou in die verhaal van Moses en wat nu gebeur het. Maar daardie aanraking wat 'n absolute verskil maak, 'n ontmoeting wat jou net weer vry maak, losmaak van die lewensdruk en die aardse bindinge wat daar soms op 'n mens kom. Moses geleef met so geleentheid, hy beleef so oomblik waar hy hunker na net so bietjie meer van die Here, net so bietjie meer van die veiligheid en die sekuriteit wat hy nodig het in die Here. En dis of hy net weer daardie intense oomblik van ontmoeting wil ondervind in sy verhouding met die Here. En dit net weer opnuut so die Here wil versterk. In alles wat hy beleef het, in alles waarin die Here hom gebruik het, in sy groot taak waarin hy die volk moes lei, en in al die wonderwerke wat hy al beleef het tot op daardie punt, in alles waarin die volk hom teleurgestel het, kom staan Moses voor God, en hy net kan versoek, laat my net die werkelijkheid sien, dat ek net weer 'n bietjie daardie intense ontmoeting met U het, waar ek die heerlikheid in my lewe ervaar, en waar ek dit voel, en die Here stel daar die versoek van Moses toe, maar op God se voorwaardes, nie op Moses se voorwaardes nie. En ek wil so bietjie kyk na die omgewing van die diepe oomblikke, want daar is iets wat ek en u moet neem uit hierdie verhaal vandag, wanneer ons in die diepe oomblikke met die Here in beweeg, en ons daar die geestelike sekuriteitsoomblikke wil ondervind. Ons het hier in hierdie verhaal 'n beeld van die Here se volle werking in die mense verlange en die mense begeertes. Terwyl God vir Moses sê, ek sal jou versoek toestaan, maar onder my voorwaardes hou hy niks terug. Hy kom met sy volle werking om Moses
se intense verlange tegemoet te kom. Ons lees in die verhaal van God se genade. Selfs in hierdie versoek sê hy vir Moses, ek sal genadig wees oor wie ek genadig wil wees. En ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees. En in sy groot genade kom God Moses tegemoet. En ek wil vanmôre vir u sê, geliefdes, God se genade is groot genoeg om elke mens in sy diepste begeerte te ontmoet. Amen. En ek weet nie wat jou begeerte vanmôre is nie, maar ek wil vir jou sê, God se genade is groot genoeg om jou te ontmoet binne daardie begeerte wat jy vanmôre voor hom het. Die omgewing is regtig baie belangrik. In hierdie geval van Moses behels die omgewing 'n rots, die heerlikheid van God, beskeur in die rots, God se hand en die beeld van God. En daarom sê ek, God het Moses tegemoet gekom volgens sy voorwaardes, maar hy het niks teruggehou om Moses in hierdie oomblik tegemoet te kom. Die rots is 'n teken van die vaste grond onder jou voete. Die vaste grond waarop die Here wil hê ek en jy moet elke dag in ons lewe staan. Dis die plek waar jy nie wankel nie, dis die plek waar jou lewe nie geskit kan word deur die aanslag van die bose nie. Ja, hy gaan kom met sy aanslag. Hy gaan alles in sy lewe probeer en in hierdie lewe probeer om jou te skud en jou van die rots af te kry. Maar ek wil vir u sê vanmôre, die rots is die plek waar niks jou kan skud en jou van dit afkry, waar niks jou lewe so erg kan skud dat jy totaal moet opgee en jy van die rots af gaan val. Die rots is die plek waar die Here 'n uitnodiging aan Moses maak. Hy kom na Moses toe en alles wat hy vir hom daar sê. En hy sê, maar heel eerste wil ek jou nooi. Hier staan by die rots. Hier by my. Kom staan hier by my. Dit is my ironies dat God vir Moses gesê het, jy kan nie my volle heerlikheid sien. Jy kan nie my gesig sien. Want niemand wat het sien kan my lewe nie. En dan maak hy uitnodiging aan Moses. Sê nie plek van die rots. By my. Kom staan hier by my. En jy moet die dubbel gaan seker maak. Dis nie op die Here op ander plek was. Bybel sê dit baie duidelik. Dit sê, dit is die plek by jy op die rots, waar jy kan kom staan. En hy nooi Moses om naby hom te kom staan. Dis waar die Here my en jou wil hê, my broer en suster. Nie op 'n afstand nie, nie daar aan die een kant nie, nie daar ver nie. Hy wil vir ons plek naby hom maak. Dit was 'n oomblik. Toe Petrus die Here op 'n afstand vervolg, dat hom verraai. Hy is nie weg van ons. En hy versoek het na hom te voorkom. Toe hy hom verraai. Dis waar die Here ons wil hê, my broer en suster. Hy vir elkeen van ons vanmôre uitnodig. Hier's plek. By my op die rots. En ons staan hier. Die rots en die uitnodiging getuig ook van die Here se toeganklikheid. Al woon hy in ontoeganklike lig, soos in Timoteus 6:16 verklaar, hou hy hom nie self weg van ons en ons weg van hom af nie. In sy ontoeganklike lig is sy genade groot genoeg dat hy toeganklik vir my en jou sal wees en nooi ons uit, kom na my toe. Kom staan hier op die rots. Hier is plek vir jou. Sy heerlikheid is die teenwoordigheid van die Here in jou lewe. En hoe beter jy hom leer ken, hoe meer beskerm sy skadu jou teen die
ongenadige hitte van hierdie lewe. Hoe beter jy hom meer ken, hoe nader jy hom kom, hoe meer word jy beskerm teen alles wat jou wil uitbrand in hierdie lewe en elke situasie wat in hierdie lewe is. En so sy vuur ons in die koue beskerm, so beskerm sy heerlikheid en sy teenwoordigheid ons in die hitte van hierdie lewe. God se hand is sy absolute beskerming oor jou in alles in die lewe. Selfs in die grootste gevaar, hou hy stand oor jou. Maar selfs wanneer daar nie gevaar is nie, hou hy stand oor jou. Ons word nie toegelaat om die detail van elke situasie of omstandighede waarin ons nog bevind te ken. Ons word nie toegelaat om alles te verstaan. Ons sien nie altyd alles raak. Alles maak nie altyd vir ons sin nie. En ons voel soms of ons teen 'n muur vasstaar. En ons net niks meer sien nie, want die omstandighede en die situasie waarin ons bevind is besig om ons te verblind en ons wonder en ons het vrae en ons het bekommernisse en ons word nie toegelaat om die hele detail van dit te sien nie, maar ons word toegelaat om die volle kennis te hê van God se liefde, die breedte, die diepte en die lengte en die hoogte van Paulus en Efesiërs 4 vir ons vers 18 tot 13 kon sê, en daardie liefde sal ons ervaar sodat ons kan vervul word tot die volheid van God. Ek wil nie sê as jy nie die van die oomblik verstaan nie, moet nie bekommerd wees daaroor nie. Dis God se hand van beskerming oor jou. Hy beskerm jou teen die van die oomblik. Maar hy laat jou toe om die volheid van sy liefde te ervaar en te ken, so hoog as wat dit kan gaan, so wyd as wat dit kan gaan, so diep as wat dit kan gaan, en so breed as wat dit kan gaan. Hy laat ons toe dat ons daardie volle liefde sal ervaar en dat dit ons tot die volheid van God sal bring. Wanneer die Here sy hand oor jou plaas en jou visie so bietjie kom blok, moenie bekommerd wees nie. Dis nie altyd jy wat weggaan van die Here af nie. Maar wanneer hy jou visie so bietjie kom blok soms, wil hy jou fokus net weer regkry. En jou fokus op hom rig, op sy grootheid, sy almag, sy krag, sy heerlikheid in jou lewe, op sy beskerming en sy voorsiening. Die lewe het 'n manier om ons fokus soms so bietjie weg te neem. Soms ons fokus so bietjie op ons eie probleme te plaas, so bietjie op ons eie moeilikheid, so bietjie op ons eie swaarkheid. En dit het die effek dat ons fokus soms op onsself gerig word. Wat gaan ek nou doen? Hoe gaan ek nou reageer? Hoe moet ek optree? Hoe moet ek hierdie saak en hierdie ding hanteer? En die Here wil soms net daar die fokus so bietjie kom regtrek. Sê maar daar's iets in my grootheid, iets in my almag, daar's iets in my heerlikheid waarop jy eerder moet fokus. En nie op jouself. Paulus is op pad na Damaskus toe. En ons ken die verhaal in Handelinge 9. En hy het 'n visie. En dit is om Christene te vervolg. Om hulle te gaan vang vir hulle geloof en hulle in die gevangenis te werk. En op pad na Damaskus toe, so net daar buite Damaskus, het hy 'n ontmoeting met die Here. En hy ontmoet die Here in sy heerlikheid toe hy helder lig voor hom val. En God plaas sy hand so vir 'n oomblik voor Paulus se visie. Hy sê vir hom, jy kan nie langer
hierdie visie voorhou. Ek wil jou visie kom regtrek en jou fokus kom regtrek. En hy plaas sy hand voor Paulus en hy blok sy visie. En vir 3 dae kon Paulus niks sien. En ek weet nie of jy dit al ooit so raak gelees het nie. Alhoewel sy oop is. Want het die Paulus het ook visies toegemaak. Paulus se oë was oop en hy kon vir 3 dae niks sien. En daar, en die Here stuur hom na 'n gelowige toe. Na 'n gelowige man se huis toe, Judas, dis nou nie Judas Iskariot, dis die ander die Judas. Die Here stuur hom daar na toe. En daar kry Paulus 'n beeld van wie God werklik is. En toe die Here Paulus se sig teruggee, verander sy hele visie. Toe God sy hand wegvat van die visie wat hy geblok het, toe kry Paulus 'n totaal nuwe visie en hy verander heeltemal en God lei hom toe om eerder die evangelie te gaan verkondig. Hy was vir 3 dae in die skeur van die rots, want Paulus was besig met gevaarlike werk, wat hom geestelik totaal sou vernietig, en wanneer Jesus sou kom, sou hy nie gereed wees nie. Die Here werk hom in die skeur van die rots, en hy plaas sy hand oor hom, en hy blok sy visies oor 'n oomblik, en hy sê, Paulus, nie jou aandag op jouself nie jou aandag op jou eie roem, en wat jy kan verwag vir die Romeinse ryk nie jou aandag op die mense wat jy kan vervolg nie, ek wil daardie visie totaal blok en jou fokus verander, dat jou aandag op my en my grootheid en my aandag en my reddingskrag alleen sal wees. Die rots, maar Paulus fisiese ongunstige dinge wat hom gebeur het, beskerm hom geestelik en hou hom veilig en fokus word op homself afgehaal. Sy eie grootheid en sy eie verkeerde waardes en sy eie sukses en sy eie verwaardiging kry skielik 'n nuwe beeld. En Paulus maak 'n verklaring. Hy sê ek is 'n nuwe mens. Die ou goed het verby gegaan. Amen. Hy sê ek beskou dit wat agter is as drek. Amen. Want hy het 'n nuwe visie gekry. God sy hand wegvat van dit wat hy geblok het. Die skeur van die rots wat ek vandag met u sê is verseker my en jou veiligste spasie. En dan kry ons laastens in die omgewing die beeld van God, sy lewende werklikheid in jou lewe. Daardie werklikheid wat jou van gedagte verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid. Daardie beeld wat ons verander om meer en meer gelyk te word aan Jesus. God toon aan Moses net 'n beeld van homself, net so van agteraf. Hy sê vir Moses, as my heerlikheid by jou verbygegaan het, sal ek my hand wegneem en jy sal net so van agteraf 'n skadubeeld van my sien. Toe die heerlikheid van God by Paulus verbygegaan het, toe neem God sy hand weg van hom af en hy sien net 'n skadubeeld van God en die heerlikheid van God en dit veronder sy hele omstandighede totaal. En dit is asof die Here Moses kom sê, wanneer ek so verby stap en ek my hand weggevat het en jy net so van agteraf my beeld sien, is dit genoeg vir jou. Jy het nie meer nodig om meer te sien. Jy het nie meer nodig om meer te ondervind nie. Dit is genoeg vir jou om te besef hoe ons in die lewe behoort te wees. Hoe meer ons die Here se grootheid ervaar,
hoe meer word ons verander om sy liefde en sy ongelooflike goedheid uit te leef en uit te straal na ander toe. En ek is amper klaar. Maar kom ek gesels nog so klein met oor die rots self. Die rots verwys na Jesus. Sonder hom is daar geen heerlikheid. Sonder hom kan ons nie God se heerlikheid ervaar nie. Johannes kom verklaar dit in Hoofstuk 1 vers 14. Hy sê, dit is Christus het vlees geword en onder ons kom woon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eerstgeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. En ek wil hier iets baie sterk bemoediging sê vanoggend. En ek vertrou u is nog net my, as u nou so swaar ooglik voel, skud net die pot so nie, want u moet nie hierin mis nie. Ek wil vir u iets baie sterk bemoedigend sê uit hierdie gedagte uit. God is meer gereed om sy beloftes teenoor jou na te kom, as wat die duiwel is om jou te vernietig. Kom ek sê dit weer. God is meer gereed om vir my en jou te doen wat hy in die Bybel beloof, elke belofte, as wat die duiwel gereed is om ons te vernietig. Hy probeer baie sterk in hierdie lewe, maar hy is nie gereed daarvoor nie, want hy het die oorwinning van 'n leeggraf waarin Jesus die rots opgestaan, nadat hy geskeur is en stukken gemaak is en opgestaan het om te leef tot in ewigheid. Daarom is God meer gereed om vir ons elke belofte in sy woord waar te maak en dit na te kom, en selfs die diepste beloftes van ons geestelike behoeftes. Daar wanneer ek en jy in ons binnekamer op ons knieë mekaar sak en sê, ek weet nie, ek weet nie wat ek kan doen, hierdie lewe is besig om my te vernietig en te verniel, en ek glo ek is besig om geestelik in mekaar te stort. Ek wil vir u sê, daar kom die Here met die beloftes van sy woord, en is hy gereed om vir dit te sê, maar klim net op die rots, kom staan op die rots by my. Jy sien om in die skeur gewerk te word, moet jy eers op die rots klim. Wanneer jy op die rots is, dan tel die Here jou op, en hy plaas jou binne in die skeur van die rots, en hy plaas sy hand oor die skeur van die rots, sodat niks jou geestelik sal kom vernietig nie, en jou visie blok hy miskien so vir 'n oomblikie, om net vir jou te sê, maar fokus net weer op my, kry net weer jou fokus reg, fokus op my, die een wat jou in elke omstandighede kan help, en jou in elke omstandighede kan beskerm. Nader die vyand aan jou kom, nader is God aan jou. Maak dan die belofte in jou toes. Nader kom my, en ek sal tot julle nader. En ek nooi jou vandag, hier is plek op die rots. Die Here is naby, word sigbaar en tasbaar in Jesus. Immanuel, God met ons. So is Jesus aangekondig by sy geboorte. En hy het die rots geword wat geskeur is vir ons, sodat ek en jy in die skeur van die rots skuiling kan vind. Hy kom en hy kom woon hier binne in ons lewens. En kom woon tussen ons. Hy kom wys vir ons hoe God se liefde lyk, hoe die Vader se hart werk, en dan kom sterf hy aan die kruis, en hy nooi ons om nader te kom. Nader te kom. En kom ek sluit af. En ek wil vir u sê, die skeur van die rots is verseker jou veiligste plek in hierdie lewe. Jou veiligste stasie
Daar's tye in ons lewens wanneer ons die geestelike beskerming van die Here intens nodig het. Tye in ons lewens wanneer ons daardie behoefte het om net 'n ander tipe ondervinding en ontmoeting met die Here te hê. Want daar's tye wanneer die bose ons op ons geestelike gebied aanval. Want as hy jou daar kan skud, as hy daar kan skade aandoen, dan het hy jou totaal vernietig. En hy kom om daar te kom steel en te roof en te verwoes en te vernietig. En dan is dit in daardie tye wanneer jy op die rots klim, wanneer jy jou afhaal van die rots af en in die skeur van die rots indruk en sy hand voor die rots plaas om jou in totaliteit te beskerm en jou veilig te hou, sodat jy nie jou visie op God sal verloor nie en jou geloof nie sal skade ly nie, maar dat jy sal aanhou en aanhou en aanhou. Dis in hierdie plek van skuiling waar God aan ons 'n gevoel van veiligheid en beskerming gee. En waar ons op God se goedheid en sy teenwoordigheid in ons lewe kan fokus. En Jesus is die een wat gebreek is om aan ons daardie veiligheid en daardie beskerming te gee. En ek weet nie, of jy vanmorgen iemand is wat sê, ek is op daardie plek, maar ek voel, ek het net so bietjie meer van die Here nodig. Miskien iemand wat sê, geestelik, en my fokus verwaal, wil jy net vanmorgen my visie maak, en my fokus onderstel. Kom ons by ons moet, sluit ons toe. Ek wil vra as daar iemand is, vanmorgen, wat gebed nodig het. Wat sê jy, ek wil op die nog, net hier kom, dat my fokus recht sal kom. Wil jy nooit kom selfs om recht te voel. Ons gaan nie vir die bid maak. Die Here nooi die uit in die oggend. Sê jy plek op die rots by my. Kom staan hier by my, sodat jou van die rots af en die skeur van die rots sal plaas. Om jou te beskerm. Maar iemand is by die nooi. Ons sal wat laat ek voel te doen. Dan nog iemand is ongerust. Ons gaan nie laat ek krijg. Vanmorgen uitvoer te doen. En ons prijs veranderd, ons muziekspan naar voren te gaan komen. Ons bid ons betaal. Ons steek aan en die woorden te worden samen.
voor die woord vanmorgen. As u voel naar iets wat u persoonlijk rondom het woord gesels. Moenie huiwer nie. Maak hom my afspraak en ons gesels en ons maak seker dat die fokus weer reg is in die tyd van ons lewe. Ons gaan net voordat ons ons slotdiens gaan sing, net nog een gaat afhandel en dan gaan ons die slotdiens sing. Dit ons in dit ons slotdiens, terwyl die broers op die gaan wag vir die offergawes en gebiedes, vir ons in dit sing, dan gaan ons afsluit met gebed en dan wil die vraag so verkondig die sitplekke te neem, dat ons net so vreeshakies kan afhandel. Ons gaan staan, dan sien ons saam, die wat sê, ons het danker, wat ons afhandel. Kom ons sê vir die Here, dankie Vader, ons wil vir u tot baie dankie kom sê, dat ons vermoed is om te kan gee. Dankie Here, dat u seëning op ons rus, en dat wat ons gee, u nog meer seëning vir ons gee. En ons wil bid, Here, dat dit wat ons vandag na die skatkis bring, werklik deur u geseën sal word op alle wyse en op alle maniere. En dat u dit sal gebruik tot uitbreiding van u werk en die koninkryk in die kosbare naam. Amen. Ons sê dankie aan ons Vader, die sorg vir die sin, en dankie Here dat u ons daagliks uitnooi om op die rots te kom staan. Hard naby u, daar waar u ons wil hê. Here, wil u hierdie week vir ons daardie ondervinding gee van u nabyheid in ons lewens. Seën ons in hierdie dag verder. Elke verrigting wat ons verder het, is ons gebed in die mooi naam en ons sê vir u dankie. Amen. Baie dankie, neem ek so verkoelig die sitplekke en ons gaan vir Pastor Olmey en Steven. Is jy praat net so verkoelig hiervoor met ons staan en vandaag die wonderlijke oomblikke wat ons het, waar ons die godsdienst sê vir geliefdes en dierbaars. Die mense wat wie ons nie vermoord het, die gesin het gevoel dat we teruggaan naar de vorige bedieningsplek en dan sal ek maar vir die aandrekpleister sê en dan sal jy dat verstaan en die tyd in ons gesnaak. Of hulle een klein kind en die volgende wat op pad is. Hulle sê vir my, mis die klein kinders, mis die saam zijn, saam aanbidding, saam met klein kinders en hulle sê volgende vir ons, tot ziens. Only adios, not goodbye. Ons gaan nog steeds goeie vrienden bly, ons gaan nog steeds Pastor Olmey gebruik, verdiener weer by ons, wat het nodig is, ons het hulle erg met die lief kry, die tydjie wat ons saam met ons aanbid is, dit wat hulle hier gedoen het, maar ons wil hulle vanmorgen dan ook met die seëninge van die Here stuur, en vertrou dat die Here julle gaan gebruik om daar, die hier gebruik het, en dat het goed vrede van die saam met die kinders, ek kan aanbid en hulle te ondersteun. Kom ons bid net vir hulle en dan, hulle gaan ons saam met ons kuier na die diens, so ek kan vir hulle
gee, tot ziens sê. Hemelse Vader, ons kom sê vanmorgen aan U, vir die prachtige gesin, die tyd dan vir ons geleer, saam met ons te kom ontbid, saam met ons te dien, en vir die werk wat hulle ook hier in die tyd geleer word. Dank U vir die bediening, vir my kom uitleef hier, en wat U sê ons kom bedien. Here, wil U dan saam met hulle gaan, ons gebed vanmorgen is, dat U seënende werke ons sal rus, in die pad vorentoe. Here, dat U werklik hulle daar ook sal gebruik, en dat U hulle bediening elkeen afsonderlik net van krag tot krag sal het gaan, in die kosbare en die lieflike naam. En ons gebed oor hulle is seën, gesondheid en geluk, in Jesus naam. Amen. Amen. Ons gaan weer dezelfde baie dank vir ons sessievoorsitter vraag om na vore te kom, om iets te kom deel, en maar daarna dink ek sal hy vir die wens van die vruchtende aankondig. Goeiemôre gemeente. Goeiemôre. Ek wys so lief vir my hierdie. Dis eintlik vanmôre 'n groot voorreg wat ek het om hier te kan ons herder se verjaarsdag kan herdenk. Ons is eintlik baie bevoorreg om so 'n man te hê. Maar die nadeel van dit is, hy word ouer en môre is hy te oud vir die bediening. Want as jy sien hoe lyk begin sy kop lyk. Dan gaan dit lyk soos 'n stroop daar nie, wat hy later moet afgaan net deur die te veel betare. Ek wil net die sisters aksie verskoon. Net vooral dat sy kom in Pastoor Johan namens aksie gelukkies. Ons wil net van die dans aksie pastoor sê baie geluk met ons verjaarsdag. Ek het in die week het ek met hom gesels op die verjaarsdag. Hy en my liewe man vier dieselfde verjaarsdag. En sê ek vir hom, as 'n sê wat my pa altyd gesê toe klein te lewe het, dit sal altyd my bly. Ons wil net pastoor sê, mag die goeie van die verlede die slegte van die toekoms wees. Baie geluk en mag pastoor regtig waar seën wees in hierdie nuwe jaar wat voor lê, en mag die Here die seën op alle vlakke, gesondheid, finansies, mag die belangrikste van alles wees. En mag pastoor ons bly en die leier ons weer geestelik van jou voel. Baie. Ek gaan nou ander pastoor Johan vra dat hy pastoor kom. Dit was hier in die Bybel. Ek sal nie langer dit sal 4 wees. Ek moet dan sê, ek weet sy het soveel hare gehad. Dit is 'n voorreg vir my om hierdie geleentheid waar te neem, om gelukwensinge aan die verjaarsdag. Ek moet net eintlik dan namens die gemeente, die kerkraad, die sangspan en ook die omgeespan, waar jy altyd so teenwoordig is. En dit is vir ons regtig waar 'n groot motivering dat jy altyd so betrokke is en ons motiveer in al die sake. Ons waardeer die leerlinge, ons sien die toewyding en ons sien ook die pastorale hart. En ek dink baie mense het hierdie voorreg al geniet om die troos wat 'n pastoor alleen aan iemand kan gee, tydens siekte, lyding en al die dinge, is dit vir ons regtig waar voorreg om
iemand soos u in ons kerk te hê. Ons is trots op u, want u altyd doen die dinge tot stigting. Die Here begin ons reis, as die verjaarsdag vandag, die Here begin met ons reis. En aan die Here is ook die einde van ons reis. Maar dit is ons wens dat al daai dae en jare tussenin geseën sal wees met die teenwoordigheid van die Here. Ons besef dat ook die goedheid en die guns en die vrede en deel sal wees al die dae van die lewe. Ons besef dat die man alleen die taak aanpak, maar dit is ook beter sê om God in die donker te loop as wat is om alleen in die lig te wees. Hulle sê, maak die beste van elke oomblik. Die goeie jare sal vanself aanval. En dan wil hulle sê, die tyd om gelukkig te wees is nou. En die plek om gelukkig te wees is hier saam met ons. En die manier om gelukkig te bly is om ander gelukkig te maak en lief te hê soos wat u, soos wat ons u ken as die pastoor van die gemeente. Ek wil net afsluit met 'n skrifgedeelte wat ek gevoel het om vir u te lees. Hy sê daar in Jesaja 41 gesê, maar jy Israel my knegt, Jakob wat ek uitverkies het, nageslag van Abraham, my vriend, jy wat ek gegryp het van die eindes van die aarde en van die uithoeke geroep het, ek het van jou gesê, jy is my knegt, jou het ek uitverkies en jou nie verwerk nie. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God, ek versterk jou, ook help ek jou, ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Kyk hulle, almal sal beskaamd staan en in die skande kom wat op jou toornig is. Hulle sal word soos niks en jou teerpartij sal omkom. Ons wees dat al die dinge waarstel word in die lewe en al ook 'n ander skrifgedeelte lees, wat eintlik deel is van die gebed wat ek vir u wil bid. En die Here in Numeri 6 sê daar, en die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met Aaron en sy seuns en sê, so moet julle die kinders van Israel seën, deur vir hulle te sê, die Here sal jou seën, jou behoed, die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees, en die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. So moet hulle dan my naam op die kinders van Israel hê en ek sal hulle seën. En die nog 'n gebed vir pastoor. Goed, en gaan nou eens dankie dat u aan ons herde gestuur het. Ons bid oor Here dat u seën oor ons sal wees. Ons bid dan ook oor Here dat u aangesig oor ons sal skyn, soos wat hy ook vanoggend gepreek het. Dat daardie wens en daardie belofte oor sy lewe waar sal word, dat u die heerlikheid van u aangesig oor ons sal skyn en u heerlikheid sal sien. En dat daardie transformerende metamorfose wat met 'n mens gebeur, wat 'n mens nie aangesig ons gou oor sy lewe sal kom. Ons bid dat u ons sal seën en dat u ons sal bystaan tot al die ewigheid in Jesus naam. Amen. Goed, ek wil net van my kant baie dankie sê vir elkeen van u vir hierdie oomblik en geleentheid ook op my verjaarsdag al die oproepe, WhatsApps
al die boodskappe wat ek ontvang het, dit was werklik 'n riem onder my hart, en ek geniet so die komische kant van die Here ook. Ek is gelukkig, ek verjaar nie alleen in die gemeente nie. Eddie verjaar saam met my, Kelly Oordendal, en ons sal nie glo nie, ons tuinier, sorry, ek het spesiaal woensdag gery om vir my broederlike kus te omgee, en te sê, geluk met jou verjaarsdag, maar baie dankie vir die geskenkie, ek waardeer dit, ek waardeer u, elkeen van u, en Pastor Johan, ek is gelukkig hier tussen julle, tussen al hierdie mense, daardie mens is bewaarheid, en dis waar ek wil wees. Dankie die Here seën vir u. Ons het volgende een hier so aan die gang. Dus hierdie maand is pastoorswaarderingsdag. Ons is eintlik so bevoorreg om in 100 jaar net 5 pastore in die gemeente te hê. Ek dink dis seëninge van die Here oor ons is. Ons verdien dit nie, maar ons sê dankie aan die Here dat hy wel ons so geseën. Verskoon my, lyk my stem wil my in die steek laat. Nee, ek kan nie my naam praat nie. Pastoor Johan, die Pastoor Dani, ander Pastoor Johan, en sy liefie. Staan jy asseblief? Dit is vir my as persoon baie groot voorreg om hierdie mense te waardeer, net te waardeer uit te spreek. Want ek glo nie, mense kan hulle regtig waardeer, die waardering gee wat hulle toekom. Die eerste, Pastoor Johan, ons waardeer jou vir jou type van bediening. Want jy wat ek moet maak om jy nog nooit op hierdie kansel geklim, onvoorbereid nie. En ek dink dit is 'n groot seën. En dat hy nie net op homself vertrou nie, maar dat hy die Heilige Gees vertrou in elke opsig. Want as jy kyk na vanoggend se boodskap, is dit nie maklik om so 'n boodskap te bring nie. Maar, Pastoor Johan, ek wil nie baie praat nie, wil nie baie sê nie, maar baie dankie vir dit wat jy vir hierdie gemeente het. En ons hoop nog, jy gaan nog, want dit is nog al 11 jaar, sover as my kennis, 11 jaar wat jy nou in die bediening. En ek hoop dat is nog 11 jaar, minstens nog 11 jaar. En mag die Here jou seën. En net so gebruik, soos wat hy jou in die verlede gebruik het. Dan Pastoor Dani, dit is vir my 'n moeilike een hierdie ouers wat vir my so baie harde tyd gegee het. Wat 41 jaar ons mekaar ken. Maar dit is nou maar net graps geweest. Hy het nooit vir my harde tyd gegee. Ons het altyd in 'n goeie. En die voorbeeld wat hy gestel het, daar's min pastore wat dit kan doen. En sy liefde en waardeer en getrouheid en sy diensbaarheid. Hy's nou nog diensbaar. Hy sal 11 jaar en so sê maar sê verlof. Hy het jou pensioen verlof.
Maar baie dankie vir al die jare se diens en trouheid en die voorbeeld wat jy aan ons gestel het. Baie dankie. En nou ander pastoor Johan. Het nou die dag gestaan en die dag toe hulle besluit het om hier aan te sluit. As dit 'n groot wins vir die gemeente. Want sy lering en al daai goed is van hoë standaard. Pastoor Johan, dit wat ek die tyd wat ek jou wat geleer het, ons waardeer jou bediening. En mag die Here jou rykliks verder. Net so, sy vroukie op Laakson, sy is eintlik in sy bedryf. Maar baie dankie vir alles, want ons waardeer julle dienswerk. En dan net 'n klein tydjie van waardering en dankbaarheid aan elkeen iets. Vergeet die verdeling. Baie dankie. Erwin, sal jy net hulle opdra meer asseblief? Maar voor ek wil ek net iets sê. Ek waardeer ons op die Jesus. Wat in die regkant van God Vader gestel het. En toe hy sy roeping kry, het was skade geag. Aarde toe gekom vir ons. Jy het uitgeleef met smarte en pyn en alles in voorbring. En net so weet ek, toe al die skop ook uitgetim het. Jy het droom gehad, as er ook op karriere kom. Jy het geroep word, jy het skade gehad, en is drek beskou, jy het teengeleef. Die daarvoor op jy moet sê dat, Amen. En ek wil die serum hulle af. Dank die pad het gestap en julle nie altyd 'n lekker een nie. Baie keer geskinder en verkeerde dinge julle maar vashou aan U en aan die roeping Here wat julle geroep het. En daarvoor waardeer ons aan julle dat U net op geloop het ten einde toe om die lint te breek. Ons spreek seën oor julle in Jesus naam. Amen. Amen. Net vir julle sê, vanmôre, nou, dat daai deur gesluit. Niemand mag daar uitgaan. Dis verbode. Daar's moeilikheid daar by die kant. Die plaatjie is daar aan die kant, en as hy elkeen ietsie voorberei. Soos ek weet, moet my elkeen net 'n sitplekkie gaan soek daarson, en gaan sit, en sal laat. Baie dankie, dan geniet die dag verder, saam met die pastore, selfs